Wel, dit was maar lekker in die ateljee. Goeiemôre en baie welkom by Ontbytsakke en nog 'n lekker vol program wat vandag voorlê. Vandag verwelkom ons die bekende akteur Frank Rautenbach hier by ons in die ateljee by Ontbytsakke. Goeiemôre. Awie, lekker om hier te wees, dankie. Baie welkom, ons 'n lekker kuier. Ja, ek hoop so. Saleen, goeiemôre aan jou. Môre David, dit is goed om jou ook te sien. Frank, baie welkom hier in die ateljee. Môre. Ons gesels selfs ook vandag oor wat die Silwer Skermfees later hierdie maand inhou. Vertel julle van 'n opwindende spesiale aanbieding op Egiptiese parfums en The Good Things Guy bring vir ons goeie nuus, want dit is broodnodig. Die goeie nuus is dat jy ook vandag hier is. Ag, welkom. is dit nou nie mooi van jou dit? Ag, dit is vir my net so lekker om hier langs jou te sit. En ek weet nie vir julle, maar ek ken hierdie ou net as Tian ter Blanche. Frank, welkom. Baie dankie. Dis lekker om jou hier te hê. Dis wat die sakefokus betref, kuier hier sommer 'n span suksesvolle besigheidsmense hier in die ateljee vandag, onder andere CSN Akademia en Aqua Ozone, en ons stel ook ons nuwe ontbytsake projekbestuurder aan julle bekend. Maar natuurlik baie belangrik is om uit te vind wat ons te ete gaan kry vandag. Hallo Corlie. Goeiemôre collega's, Frank, baie welkom by ons en goeiemôre vir jou by die huis vanuit my bitterlekker kombuis. Vandag maak ek weer koningskos, 'n heerlike eenpan salmgereg met romerige suurlemoen orzo. Dis vinnig en geurig en dit kan binne omtrent 30 minute op die tafel wees. Daarby geniet ons 'n glas Piekenierskloof Grenache Noir 2025, 'n elegante wyn wat pragtig saam met die ryk salm en parmesan werk. Dit klink alles baie lekker, maar ons kop af met weer sakke en dan net gesels vandag oor wat die somermaande vir ons alles inhou en dit klink my dit gaan lekker warm wees en daarna gesels ek met Jan Spoelstra van AfriDrop in landbousake. Die weer word met trots aan jou gebring deur Laveld Agrochem. Saam boer ons vooruit. Wonder jy ook hoe die somer gaan uitspeel? Wel, danksy ontbytsake in samewerking met Laveld Agrochem, kyk ons nou na jou jongste seisonale voorspelling. Dit was die droogste Julie nog aangeteken in dele van die Weskaap. Intussen wys modelle met al hoe groter sekerheid dat El Niño verder gaan versterk soos ons die somer nader. So die groot vraag is ons op pad na nog 'n droogte? Voordat ons daardie vraag kan antwoord, kom ons kyk gou na die ENSO. Soos ons weet is El Niño reeds goed gevestig en volgens NOAA is daar 'n 97% kans dat dit tot vroeg in 2027 sal voortduur. Die jongste Julie opdatering wys ook op 'n 81% kans dat El Niño gedurende Oktober tot Desember baie sterk kan word, moontlik 'n super El Niño. Alhoewel niks gewaarborg is nie, neem ons vertroue toe dat dit een van die sterkste El Niño gebeurtenisse van die afgelope dekades kan wees. Die seisonale modelle stem grootliks saam dat daar van Oktober tot Desember groter kans op ondergemiddelde reënval oor dele van die somer reënvalgebied is, met uitsonderings oor die verre ooste en dele van die verre weste. Wanneer dit egter by lente kom, verskil die modelle nog. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens dui op 'n natter begin aan lente vir sommige gebiede oor die binneland en die noorde, terwyl die Universiteit van Pretoria reeds 'n droër scenario wys. Waaroor die modelle wel baie goed saamstem is temperatuur. Een van die duidelikste seine van El Niño is bo-gemiddelde temperature en daarom het ons hoë vertroue dat hierdie somer warmer as normaal gaan wees. En ons weet 'n warmer somer beteken gewoonlik ook meer gereelde en meer intense hittegolwe. Hierdie langdurige periodes van uiterse hitte plaas ekstra druk op gewasse, vee, waterbronne en natuurlik plante groei. Die laaste super El Niño was in 2015 en dit het gelei tot een van die ergste droogtes in Suid-Afrika se geskiedenis. Beteken dit ons is weer op pad na so droogte? Ongelukkig is die antwoord nie so eenvoudig nie. Hoewel El Niño die risiko van 'n droë somer verhoog, bly reënval een van die moeilikste dinge om maande vooruit te voorspel. Daarom is ons vertroue in die reënval vooruitsig maar matig. En soos ons vroeër vanjaar in die Weskaap gesien het, kan een groot weersisteem 'n enorme verskil maak of selfs die seisoen red in sekere gebiede. Maar wat ons wel weet is dat Suid-Afrika vandag in 'n baie beter posisie is as 10 jaar gelede. Ons damvlakke is oor die algemeen gesond en soos jy hier kan sien, is die meeste van ons grootste damme vol of byna vol. Dan is ons die huidige grondvog regs, vergelyk met die grondvog in Julie 2015 links,
Estima's dat daar vandag merkbaar meer vog in die 0 tot 100 cm grondlaag gestoor is. Met ander woorde, Suid-Afrika begin nie hierdie somer met dieselfde uitgeputte grondtoestande as destyds nie. Hierdie waterbuffer is goeie nuus vir plantegroei gewasse en die landbou. So wat moet jy uit vandag onthou? Dat El Niño gaan waarskynlik verder versterk en 'n warmer as normale somer is baie waarskynlik met meer gereelde en intense hittegolwe en ons weet met meer hitte kan dit ook lei na ewige storms wat gepaard gaan met swaar reën en haal. Die goeie nuus, ons waterbronne en grondvog is tans in 'n baie beter toestand as voor die 2015 droogte en huidige voorspellings dui ook daarop dat El Niño waarskynlik weer gedurende 2027 sal begin verswak. Maar dit bly altyd beter om vir die ergste voor te berei en dan dankbaar te wees as die seisoen uiteindelik beter uitdraai as wat verwag is. Landbounuus word met trots aan jou gebring deur Laveld Agrochem. Saam boer ons vooruit. Ek gesels nou met Jan Spoelstra, bestuurende direkteur van AfriDrop. Goeiemôre, baie welkom. Môre Dawie, môre luisteraars. Lekker om jou te gesels en ons gesels oor die waterveiligheid of 'n deurbraak oor waterveiligheid en boerdery winsgewendheid. Nou julle sê julle kan die winsgewendheid van die braaikykenbedryf verbeter. Verseker Dawie. Vertel ons. Dawie, die boere moet water wat hulle in hokke inbring saniteer uit die aard van die saak en dit word uit boorgate, damme, riviere en selfs munisipale water word gebruik. Boere sukkel deurgaans met hoë mikrobetellings en dan moet hulle al meer en meer saniteer en al meer en meer kloor toedien en dit lei daartoe dat die kuikens net nie meer die water wil drink nie, swakker voerinname het en die winsgewendheid gaan by die deur uit. So die probleem is die kykers wil nie drink nie want die water smaak nie lekker nie en julle het nou 'n oplossing daarvoor. So wat is julle oplossing daarvoor? Ja, AfriDrop is 'n onafhanklike kontrakteur wat op 2 produkte geskoei is. Ons bestaan is daarop gebou. Die 2 produkte kom van Tony Sleeboes af en dit is ADI en Purific. Dit is verseker die leiers in veilige sanitasie vandag in die wêreld. Maar die meevallers is dat dit nie net voedselveilig is nie. Purific saniteer water baie effektiewer as kloor, maar dit maak die water smaaklik. Die voeltjies eet meer en hulle raak swaarder. So wat julle benadering is nog steeds die water skoon te maak. Ja. Maar dat dit lekkerder is vir die hoenders om te eet. En natuurlik op die ouend moet dit 'n impak hê, soos hulle sê, op die bottom line. Wat is daardie impak op die beursie? Ja, waar Purific gebruik word, het ons nie kloor nodig nie. Ons het nie die suur nodig om die kloor mee te balanseer nie. En dit lei tot beter inname deur die voëls, die PEF waarde wat die effektiwiteit van braaikuikens meet op die plaas verhoog. Die slaggewig is beter. En per vierkante meter is daar meer vleis geproduseer. Dit het 'n randwaarde van ongeveer 30 na 60.000 rand per hok per siklus. Wat aansienlik is teen 'n produkkoste van 3 na 6.000 rand per hok. So ons kan regtig verklaar dat die boer se beursie ook bietjie dikker uitslag. Nou daarop sal mens nou vra, hoe kan julle dit bewys? Nou die braaikuikenbedryf word alles gemeet en geweeg en opgeskryf. Ja. Ons het doeteenvoudig hierdie syfers uit daai state gehaal en die een plaas het byvoorbeeld vir die eerste keer in die plaas se geskiedenis 2 kg per kuiken gemiddeld geslag oor al die hokke. Ek ben net vinnig. Hoe gaan 'n boer nou te werk as hy nou wil toegang kry tot julle produk? Hulle kan ons kontak, my selfoonnommer is 0828 53 6025 of makliker om te onthou is my e-posadres is jan@afridrop.co.za. En so sê Jan Spoelstra, bestuurende direkteur van AfriDrop, wat vanoggend wat vanoggend hier by ons 'n draai gemaak het. Dankie dat jy by ons 'n draai gemaak het. Dankie Dawie. Nou my kollega se beurt, Charlene se gesels met ons gas Frank.
Hy kan nie eers deesdae, nog steeds na hoeveel jare, by 'n winkel instap en sonder dat mense hom nie herken nie. Dan wil hulle almal met Tiaan foto's neem. Is dit nie vir jou vreemd dat hoeveel jaar is dit nou al? 30 jaar. Amper 30 jaar, nee. 2000 het ons begin, ja. En jy sê dit het in COVID gebeur, gemasker en als, en mense herken jou nog steeds. Ja, ek het ons het vir 13 jaar in Amerika gewoon en ek kom toe terug. Ek dink dit was omtrent so 2018 geweest, maar COVID, masker aan, cap op. Tiaan, is dit jy? So, ja. Ja, maar hoe laat dit jou voel dat mense jou na al die tyd nog nie vergeet het nie? En tog het jy soveel nuwe dinge al gedoen in jou loopbaan, maar hulle klou vas aan Tiaan. Dit wys seker hoe diep die karakter in mense se harte gekruip het. Ja, ek dink Semlaan was op 'n tydperk geweest in Suid-Afrika, jy weet, se geskiedenis waar mense het gevra wie is ons gemeenskap. Jy weet, en ek dink vir swart kykers, vir bruin kykers, wit kykers wat Afrikaans praat, het hulle gesê wie is ons gemeenskap, wie represent ons, en ek dink Semlaan het daai gap toe gevul. So ek dink dit het diep in mense se geheue gebly, want dit was wat hulle noem 'n cultural event geweest. Ja. Dit is net jy weet, dit was unusual geweest. En die ander ding ook, daar was nie sosiale media geweest toe ons op Semlaan was nie. En ek dink ook, jy weet, almal was gefokus op Semlaan. Ons het 'n paar miljoen kykers 'n aand gehad, Sure. jy weet, so. Ons het soos familie geword. Ja, dit het vir mense so oorgekom. Jy het soveel goed in jou lewe al gedoen, baie hoede gedra, bekom geswat, rugby gespeel in Frankryk Ja. en toe ook nou nog akteur geword. Hoe het jy gekronkel deur al hierdie stasies? Sure, ek dink die rugby ding het gekom want ek het baie goed geraak met pool by die kafeteria by my universiteit. So dis hulle my Jy het van die verloor. pad. Ja. Nee, ek het toe eventually teruggegaan waar sy toe, maar ek het Mark Andrews was op skool gewees saam met my. En hy was in Frankryk en hy het 'n baie lekker jol gehad. Toe sê ek vir hom, luister John, rugby lyk goed, was nie so goed nie. Toe sê daar's 2 klubs wat bereid is om jou, jy weet, 'n kontrak aan te bied en toe vat ek een met die beste, jy weet, deel. So dis hoe ek in Frankryk opgeëindig het. Akteur wees, dit was nogal in my bloed gewees, lank terug. Ek dink my oupa was een van die eerste Afrikaanse stemme op radio gewees in Suid-Afrika. So daar's nogal 'n kreatiewe edge. My niggie Lauren Bekes is 'n skrywer, jy weet, so daar's 'n bietjie Jou kunste. ma was 'n danser? Ja, sy was 'n dansonderwyser gewees en ook 'n danser en sy het klere ontwerp en so goed. So ja, die kunste speel maar 'n rol in ons familie. En ek hou van storie vertel. En 1993 was ek in Londen, ek het daar gewoon en geswat. En toe kom soek hulle extras vir 'n fliek met 'n naam van Backbeat. Dit was Steven Dorff is nog die ster gewees van die movie en toe sê ek 'n extra op hierdie fliek en ek het dit absoluut gelove. Ek het die hele plek, ek het dit nie gelove, dit is in my bloed, jy weet, en toe van daar af toe skiet ek advertensies en sulke goed. Maar ek wil jou oor die advertensies vra, want die een ding wat jou agente oor jou gesê het is jy het net hierdie werk so maklik gekry en hulle het nie verstaan hoe jy dit reg kry nie. Maar dit was omdat jy net so vinnig ek weet jy met mense connect. Wat was dit? Ek dink, jy weet, wat ek vir my, want ek dink dit is my tweede audisie te kry, 'n wêreldwye kampanje vir Mentos, ja. En toe sê my agent vir my, wat het jy gedoen? Toe sê ek vir hulle, ek dink dis wat my in die moeilikheid gekry het op skool, hierdie persoonlikheid. Ja, ek weet nie, ek dink ek lees op kamera. Ek weet nie wat daar gebeur het nie, maar ek weet ek het die job gekry en 'n maand later te kry ek 'n sneakers advertensie, selfe ding wêreldwyd. Dis basies wat vir Varsity betaal het in my vrou se verloofring en sulke goed. So net vinnig The Bang Bang Club, baie bekende boek, en dan Faith Like Potatoes. Dis groot stories wat jy vertel het. Ja. Wat het daarvan vir jou uitgestaan? Wel, as akteur wat vir my uitgestaan het is, moenie probeer soos Angus wees nie. Maar probeer Angus se hart kry en dan doen dit soos jy dit sou gedoen het. En dieselfde met Ken Oosterbroek. Ek het nie vir Ken probeer wees nie. Maar jy weet die regte klere, die regte make-up en goeders het gehelp, maar wees net authentic, want ek dink mense kan dit sien. Maar in jou hart is jy tog half 'n vertaler van emosies en stories. Jy probeer nie daai persoon wees nie, maar jy probeer vertaal wat in sy siege dalk aangegaan het en dit lees baie goed op kamera. Ja, ek dink so. Ek dink dit werk. Ek dink wat 'n kunstenaar moet doen is jy moet iets wat onsigbaar is vat. En jy moet jou verbeelding gebruik en dan moet jy iets sigbaar maak wat iemand anders kan verstaan. So ek sê baie kere ek dink nie aan hoe ek voel wanneer ek voor die kamera is nie. Ek dink aan hoe gaan iemand voel as hulle daarna kyk. En dis wat vir my belangrik is. En ek dink veral as dit kom by iemand soos Angus of selfs soos Hansie of met Ken Oosterbroek. Hoe raak iemand se hart aan? Want dis waar mense, jy weet, as jy hulle hart aanraak, dan gaan hulle nie aan goeders dink nie. Dan dink hulle net aan daai storie en dis wat vir my belangrik is as ek voorberei.
Nou alwan ek nou ongelukkig kan dink want ek ruik dit, is Corlie wat nou begin het met daai lekker een skottelgereg wat sy maak met salm en dan gesels ek en Frank verder. Vlieg met die lugredery wat die nasie bymekaar bring. Vriende, familie en kollegas. Met meer vlugte, meer gereeld na al die groot stede in Suid-Afrika en verder. Fly Safair, vir die liefde van vlieg. Nou hierdie resep is perfek vir daardie besige weeksaande wanneer jy iets besonders wil voorsit sonder hope skottelgoed. Nou ek het reeds al my voorbereiding gedoen, 'n ei fyn gekap, die knoffel is gereed en die parmesankaas gerasper. Nou jy druk die salm of wat ek eintlik eers gou wil sê, ek het dit klaar gedoen as gevolg van tyd, maar ek gaan gou vir jou verduidelik wat moet jy met die salm doen. Nou jy druk die salmfilette mooi droog met kombuispapier, geer dit aan beide kante met knoffelpoeier, soet paprika, sout en swart peper. Dan verhit jy nou jou olyfolie saam met botter in 'n groot kleefvrye pan. Plaas die salm versigtig in die warm pan en braai dit vir ongeveer 3 tot 4 minute aan albei kante totdat dit dan lyk soos dit hier voor my is. Nou ons wil dit nie heeltemal gaar maak nie want dit gaan later weer terug in die pan en sal bietjie ekstra tyd kry later om gaar te stoom. Dan haal jy die salm uit en hou dit dan nou een kant. In daai selfde pan, want dit is waar al daai heerlike geure lê, gooi die eie en die knoffel in en dan braai jy dit vir so 'n paar minute tot dit sag en geurig is. Voeg die timie en die res van die sout en peper by. Dit is waar ons nou hier is. Jy sal sien my eie is heerlik goudbruin. So dan laaste voeg jy nou die orzo by, laat dit vir ongeveer 'n minuut liggies dan rooster. Ek gaan dit nou doen en dan die aftreksel gaan ons ook byvoeg. Nou ek gebruik omtrent so 3 koppies aftreksel. Kom ek sit gou net hierdie orzo in dat jy net kan sien. So nou is al daai botter en olie trek dan nou hier in en die bietjie hitte wat dan gaan deurtrek, gee dit net ekstra geur. Hierso is my aftreksel en ek gaan nou so kort die orzo roer as die aftreksel binne-in is, sodat dit nie vasbrand nie en verlaag ook net jou plaat se hitte, dat dit prit tot dit dan al dente is. Dit gaan so tussen 8 en 10 minute neem en meeste van die vog sal dan geabsorbeer wees. As ek nou terug is, wys ek julle hoe die orzo hierdie romerige tekstuur kry en hoe alles dan saamkom en 'n ongelooflike eenskottel maaltyd word. Nou Charlene en Frank Rauterbach gesels nou verder. Be Loved Foundation. Saam maak ons 'n verskil in die gemeenskap. Ek gesels verder met Frank Rautenbach, Amerika. Yes. Ons het al met 'n hele paar akteurs gesels hier op die bank wat 'n stint in Amerika gaan doen. Het jy en jou vrou was nou 13 jaar daar. Ja. Ek kan nie dink dat jy sommer net daar ingestap het in 'n rol nie. Wat het jy gedoen? Nee, glad nie. Nee, ek sê vir mense altyd jy begin met onmoontlik en dan vat jy hom van daar af. Ja. En ja, so my eerste 5 jaar sou ek sê in Amerika het ek 'n agent gehad, maar dit is baie moeilik. Jy weet ek sê dit is die wêreldbeker van acting. Ja. Want mense sal dink daar's mense van Australië en Engeland, daarso miskien Suid-Afrika. Daar's mense van Pakistan en Kazakhstan, almal gaan soontoe om dit te gaan. En almal het dieselfde droom. Om dit te gaan maak, ja. En LA is 'n baie moeilike stad en is 'n baie weird stad want elke maand is daar seker 120,000 mense wat daar aankom, letterlik, met hulle grootste droom. En ons op dieselfde tyd 120,000 mense wat of homeless gaan of weggaan. Want hulle drome is gebreek en hulle het nie meer geld oor nie. So daai maalkolk gebeur die hele tyd. So die persoonlikheid van LA verander die hele tyd. Ek sê altyd so New York, jy weet daar's 'n baie sterk identiteit, dis finansiëel, Boston is education, LA is the arts, maar die persoonlikheid van die stad verander die hele tyd, van die mense verander die hele tyd. Ja. En jy het ook verskillende goed daar gedoen. Ek weet jy as 'n taksibestuurder jy Dis 'n opsigter gewees, ek het geact. Ja, alles gedoen. Maar hoe het jy vir so lank aan die onmoontlike droom vasgehou? Hoekom het jy so lank daar gebly? 13 jaar is 'n lang tyd. Hulle sê akteurs, jy weet, retire nooit nie, dis net die foonoproepe wat stop.
So die ding is, ek het nog nooit vir my aan myself gedink nie as akteur nie. Jy weet, want ek dink wat mense verwar is dat om akteur te wees is net wat jy voor die kamera doen nie. Dis die audisies doen, dit is die acting klasse bywoon, dit is gym toe gaan, dit is daai hele pakket. So terwyl jy daai goed is nog doen, voel jy nog steeds jy's in die game. Ja. En wat vir my goed was, ek was represented deur William Morris Endeavour, is die grootste agente in die wêreld, amazing mense wat my verteenwoordig het. En met hulle is dit jy 3 agente, jy 3 managers, jy weet, dis nog 'n hectic storie, ja. En toe was daar die interessante situasie dat jy in Suid-Afrika 'n reeks kom skiet het wat wêreldwyd uitgesaai is. Met dit is 'n Ja, Warrior. Ja, Warrior, dit was 'n Amerikaanse reeks gewees HBO, en wat weird is, dis my eerste Amerikaanse reeks gewees. En ek het dit in die Kaap geskiet. Ja. Waar Terwyl jy eintlik in Amerika gebly het. Maar dit was amazing geweest. Great ervaring, 2 seisoene van dit gedoen. En ek het onlangs weer 'n oproep gekry uit Amerika uit, want Summertime, die show wat ons gedoen het, speel nou in Amerika. Sure. En toe het die agentskap van so af gebel en sê net, "Hoekom het Frank nie nou verteenwoordiging in Amerika nie?" So daai deur is nou weer oop. So ons sal sien wat gebeur. Want ek wil jou nou vra oor die terugkeer na Suid-Afrika toe. Was daar ooit 'n oomblik dat jy gedink het, miskien moes ons nog bietjie langer daar uitgehou het, of dink jy die Suid-Afrikaanse draai is die ding wat die hupstoot gegee het dat die deur in Amerika nou weer oopgegaan het? Ja. Ons timings by default ongelooflik geweest, want COVID was omtrent 'n jaar en 'n half na ons daar weg is het COVID gebeur en hulle het in 'n nagmerrie omskep. Ek en my vrou is albei Amerikaanse burgers, so dis vir ons om dit ewe waar ons bly. En terwyl COVID gebeur het goeie so verander met Zoom en regisseurs wat jou oor Zoom sal audition, jy weet, dis so maklik, jy rekord nou alles op 'n foon, jy stuur dit binne sekondes sien hulle wat daar aangaan. So die wêreld het net baie kleiner geword. En nee, ek het dit glad nie regret nie, want toe ek hier aankom het ek net begin werk en ek het nog nie opgehou nie. So jy weet, dis goed. Die Suid-Afrikaanse publiek is heel duidelik baie bly om vir Tiaan terug te hê op die strate. Baie dankie dat ek met jou kon gesels. Die Sakefokus is volgende aan die beurt, oor na Leon. Pollen, besigheidsfinansiering. Tyd vir vandag se Sakefokus en ons skop af deur te kyk na Akademia, 'n private universiteit wat ook na-uurse kwalifikasies aanbied vir die van julle wat moet werk en studeer. En daarna gesels ek met die bestuurende direkteur van daar. Wat maak jy? Ek kyk nou wat ek kan studeer by Akademia. Dis dalk tyd dat jy ook begin dink aan die toekoms. Ja. Die voltydse kampusmodel. Dit klink interessant. Ongelooflik. Kom ons kyk hoe lyk na uurs. Dit is die stap waar tydens die auditfirma oorweeg of ons 'n kliënt gaan audit of nie. Wow, dis verseker na uurs vir my. Dis beslis kampuslewe vir my. Kies jou roete na studie sukses. Akademia. Altyd lekker om vir Martinus Visser, bestuurende direkteur van Akademia, hier by ons te verwelkom. Môre. Hallo Leon. Wat maak Akademia 'n unieke studietuiste? Wel Leon, ek dink die eerste uniekheid is dat ons 'n Afrikaanse instelling is. So Afrikaanse studente is lekker tuis by ons. Dan ek dink die tweede ding is Akademia is verbind tot wat ons noem die klassieke ideale van die universiteitswese. En wat dit maar in kort beteken is dat ons 2 dinge doen. Die een ding is ons wil studente wêreldklas oplei in onderskeie beroepe en professies, maar die tweede belangrike ding is dat ons ook 'n saak het met die karakter en die menswees van studente. En in daai opsig doen ons 'n klomp goeters en
een van hulle is onder andere, ek noem dit nou maar, is dat ons studente lees die ou klassieke tekste, soos byvoorbeeld Homerus se Odysseia, waarvan die film nou gemaak is, so ons studente praat lekker saam oor die film. Nou ek dink die laaste dingetjie wat ek wil noem, Leon, is dat ons dan ook 'n voltydse aanbod het en dan ook 'n nauurse aanbod. Vertel my 'n bietjie van hierdie nauurse model. Hoe werk dit en hoe maak dit dan vir studente dit moontlik om studeer terwyl hulle dit dalk werk ook? Ja. So ek dink die eerste ding is as studente die klasse vir in die nauurse model begin na ure. So mense wat werk kan studeer. En hoe dit maar werk is, studente draf virtueel klas saam met die dosent in die klas. En dan is daar 'n baie gedigte aanlyn leerbestuurstelsel wat studente dan ook ondersteun. En ek dink die stelsel werk baie goed. Ons het eintlik baie sukses met ons nauurse model. Watter programme word op hierdie nauurse model ook aangebied? Ons bied programme uit al die fakulteite aan, waarvan die grootste natuurlik is die ekonomiese bestuurswetenskappe. En daarin is programme soos die BCom ondernemingsbestuur wat ons grootste program is, en ook BCom rekeningkunde, dis vir die ouens wat wil CA's word, 'n hele ander klomp BCom programme. In die geesteswetenskappe is daar daai formidabele politiek, filosofie en ekonomie kwalifikasie. In die natuurwetenskappe is daar 'n BSc rekenaarwetenskappe, en die opvoedkunde 'n klomp nagraadse kwalifikasies, en in die regte ons LLB kwalifikasie. Kyk jy na so 'n nauurse model, dan voel jy dalk jy as student gaan dalk nie die studente ervaring hê nie. Is dit so of is daar hoe lyk daai studente ervaring op hierdie nauurse model van julle? Kyk Leon, die behoeftes van nauurse studente is uiteenlopend. Daar studente wat baie oud is wat daar studeer. Ons oudste student is nou 82. Wow. En dan het jy jong mense wat uit die skool uitkom. En ons bou 'n studentelewe rondom al daardie behoeftes. Dit is baie interessant om te sien hoe 'n aanlyn studentelewe eintlik ontwikkel het oor tyd, maar dan kan hierdie nauurse studente ook deelneem aan die voltydse sportprogramme, kultuurprogramme en dies meer. So eintlik het hulle 'n baie lekker ervaring. En ek dink in al die opsigte, daar's ook studentestrukture vir studente wat nauurse studeer. Hulle kan ook op die komitees en die studenteraad verkies word en dies meer. Maar ek dink ons hele span studenteondersteuners wat op kampus is ook daar vir die nauurse studente. So ek dink hulle belewenis is dat hulle bykans so studente is wat op kampus is. Dan waar kan kykers meer inligting oor Akademia en hierdie nauurse afstandstudie van julle kry? Ek wil net sê 5 September is daar 'n aanlyn inligtingssessie oor ons nauurse model, en hier in Oktober is daar ook oop daar by die sentrums, maar al die inligting is op ons webwerf, mooi verpak, almal kan dit daar kry. 82, so jy sê ek het nog 'n kans. Jy het nog 'n kans, Leon, gaan groot. Ek gaan verseker. Dis altyd lekker en is wonderlik om te sien julle woeker daai kampus loop daar in die ooste van Pretoria, die bou, so ons sien baie daarna uit om jou weer by ons te sien. Dankie Martinus. Dankie Leon. Dit was Martinus Visser, besturende direkteur van Akademia, en is lekker om te sien wat hulle doen. Ons kyk nou na die Windmaster Chimney Champ, ideaal vir jou braaiplek, en dan gesels Charlene met Alicia van Deventer oor Taputi Egyptian Perfume Oils. Hey! Ag nee man, breek ons nou weer uit vandag. Glad nie. Chimney Champ, sonder rook, ja. Alicia van Deventer is die stigter en uitvoerende hoof van Taputi Egyptian Perfume Oil. Baie welkom in die ateljee. Baie dankie. Jy het alweer iets baie spesiaal vir ons kykers. Vertel alles. Ja, Charlene, dankie dat ek hier kan wees. Dit is Vroue Maand en hierdie rond te doen ons iets wat ons nog nooit van tevore gedoen het nie. Ons het ons gewone koop 1 kry 1 gratis op ons Taputi Egiptiese parfuumolie, maar ook hierdie maand kan jy 'n parfuumroom kry en 1 koop 1 gratis kry. Maar die kersie op die koek is dat omdat ons weet ons ontbytsake kykers hou so baie van Taputi, het ons vir hulle 'n spesiale kode geskep. Ontbytsake 001 wat hulle kan gebruik wanneer hulle koop, en as hulle by die betaalpunt kom, kry hulle 'n verrassingsafslag bo op hierdie koop 1 kry 1 gratis. So as dit by Taputi olies kom, hoekom is almal so opgewonde? Man, ek dink dit is absoluut oor dit so mooi is, nommer 1. Dit is 'n kunswerk, al hierdie botteltjies is klein kunswerke op hulle eie. En jy gaan nooit in jou lewe so 'n botteltjie
weggooi nie. As hy klaar is, gaan hy op jou speelkas wees en jy gaan hom definitief die res begin versamel. Maar ek dink ook dit is omdat dit 100% A-graad onverdunde Egiptiese parfuumolie is wat geen alkohol of geen water by het nie. Dit sag op jou vel, dit irriteer nie en dit hou net lekker lank aan jou vel. En dan met die nuwe parfuumroom wat by is, as jy die twee saam gebruik, dan skep dit nou regtig omtrent so 'n lekker wolk van lekker ryk rondom jou die hele dag. Ja, en hierdie botteltjies kan 'n mens hervul, Jy kan hulle hervul, yes. Ja, wonderlik. Nou, net vir 'n laaste keer as mense dit dalk nie gehoor nie en as jy 'n goeie geskenk vir jou vrou soek, wat is die spesiale aanbod wat jy vir ons kykers? Die aanbod nou is koop een, kry een gratis op alle Taputi Egiptiese parfuumolies, maar ook op die parfuumroom en dan gebruik jou kode ontbytsake 001 wanneer jy by die betaalpunt kom en jy kry 'n verrassings afslag boonop en ons gee gratis aflewering. Ek onthou die laaste keer toe jy was, het jy vir ons vertel dat jy ook jou eie parfuum kan samenstel. Kan 'n mens dit nog doen? Jy kan, absoluut. Jy kan omtrent al die verskillende taputies kan jy saam gebruik. So jy kan 3 verskillende lae saam gebruik. Jy kan een opsit en hom net so dra en dan kan jy 2 opsit en dit maak elke keer 'n nuwe geur. Maar wat vir my wonderlik is van ons parfuumroom wat ons nou het, is dit hou die taputi langer op jou vel, maar dit skep ook 'n unieke geur. So die hele reeks is net ongelooflik. Wat my altyd fascineer is hoekom dieselfde parfuum anders kan ruik op een mens as op 'n ander mens. Absoluut. Dit gebeur omdat dit kan gewees as gevolg van suurvlakke, dieet. Daar's soveel verskillende faktore hoekom taputi verskillend ruik op jou as wat dit op my ruik, of hoekom enige parfuum verskillend ruik op jou as op my. 'n regtig ware unieke produk. Baie dankie dat jy kom kuier het. Baie Dawie dankie. is volgende met die ekonomiese sake. Een sterker ekonomie begin by mense wat veilig en tuis voel en wat hoop het. Hartland, trotse borg van ekonomiese sake, want ons bou leefstyle wat saam met Suid-Afrika groei. Wel, ek het nou die afgelope tyd al baie keer gepraat oor die Amerikaanse dollar en hoekom ek reken die Amerikaanse dollar gaan nou die wêreld se belangrikste reservegeldeenheid bly. Nou hier is 2 dinge in die afgelope tyd gebeur wat ek dink nou nogal belangrik is en hierdie punt spesifiek illustreer. Een daarvan is die Chinese se uitvoere doen besonder goed. Hulle het 'n baie groot surplus, dit weet ons nou al lankal, op hulle handelsrekening. So hulle voer baie meer uit as wat hulle invoer en in die proses, onthou nou, ontvang hulle 'n klomp dollars en hulle moet iets met hierdie dollars doen. Hulle vat hierdie dollars en hulle belê dit weer terug aan die Amerikaanse finansiële markte, tipies in die Amerikaanse kapitaalmark. Dit ondersteun eintlik die Amerikaanse dollar, want hulle ontvang dollars die hele tyd vir hulle uitvoere. En die enigste manier hoe die Chinese hulle kan speen van die Amerikaanse dollars is deur minder uit te voer. En dit beteken hulle moet druk op hulle plaaslike ekonomie plaas, wat hulle natuurlik nie wil doen nie. So of jy van die Amerikaners hou of nie, of ten minste die Chinese dan nou, hulle het nie eintlik 'n keuse nie. Hulle moet die Amerikaanse dollar gebruik. Dis die een ding wat gebeur het. Die ander ding wat gebeur het die afgelope tyd, die yen het die afgelope tyd baie verswak. Nou tipies, as mens praat die afgelope 30, 40 jaar, het die Europeërs en die Amerikaners saamgewerk as hulle iets spesifieks wil bereik. Byvoorbeeld, as hulle ander geldeenheid wil ondersteun, dan praat die Europese sentrale bank, destyds hoofsaaklik die Bundesbank, die Europese sentrale bank, met die Federale Reservebank van Amerika, die 2 banke, en dan praat hulle met mekaar en dan sê hulle gaan hierdie ander geldeenheid koop of verkoop of wat die geval ook al mag wees. Maar wat die afgelope tyd gebeur het, die Amerikaners sonder die medewete van die Europeërs het gegaan en 'n klomp euros verkoop en 'n klomp yen gekoop in 'n poging om die yen te ondersteun. En dan eers na die tyd het hulle vir die Europeërs daarvan vertel. Natuurlik is die Europeërs baie kwaad daaroor. Maar in die proses wat gebeur het, die euro het verswak en die yen het verstewig. En dis presies wat die Amerikaners wou bereik het. Die punt wat ek wil probeer maak, die Amerikaanse dollar is die wêreld se belangrikste geldeenheid en 'n belangrikste reservegeldeenheid en die Amerikaanse sentrale bank wys nou maar sy spiere en hy wys vir die res van die wêreld dat ek is die belangrikste sentrale bank in die wêreld en ek kan doen wat ek wil. En dis presies wat hulle die afgelope tyd gedoen het. So die dollar gaan die wêreld se belangrikste reservegeldeenheid bly vir nog lank. Nou oor na goeie in die sake met Brent Lindetjie, the good things guy.
The Good Things Guy, Brent Lindekie. Lekker om jou te gesels. Davy, lekker to be back. I love being on the show. I love spending the morning with all the viewers. It's fantastic. Yeah, now then there's you've got all sort of good news stories here. There's the dog guy that likes cats. Absolutely. So his name is Patrick Lapuzzi, and he's part of an organisation at the University of the Western Cape where they look after 113 katte. 113 katte. En hy hou nie eers van katte. No, he prefers dogs, but it's part of his job, and it's part of a program at the university where they look after the feral cats. They've been doing it for years. I think since 1997 is when they started the program. They originally had 165 cats, but because of sterilisation and all the good things that they do to these ferals, they were able to bring the numbers down. The good part here is it not only shows environmental care and humans working with animals, but the cats look after the rodent population, which is ja, dis natuurlik 'n probleem, ja, die rotte wat ook. Maar hy loop elke dag en loop en roep by die katte en dan kom die katte daar aangeloop met hulle sterte wat so in die rug staan. Elke dag, I think it's at 6 o'clock in the morning, he goes and feeds all the cats and they sort of come and greet him. And yeah, it's a good program. It shows us that good things can work together. Dis so 'n bietjie soos Corley wat ons ook elke oggend hier so voer kan ek wees. CAB Day, Family Shop, absolute, jy sê dignity absolutely free. That's it. So this centres around an organisation called 9 Miles, the 9 Miles Project. And they have an after-school program that looks after underprivileged kids that get to sort of learn how to surf, and they get mentors and all sorts of great things. But the reason why this story matters is because they recently put together, you can call it a shop, if you will. It was a come and buy without money. Geen geld. Nothing. They invited families, again, that are underprivileged to come in. They gave them a cup of soup, and they were able to shop for all sorts of things, bedding, groceries, anything that you might need in your household, and it was absolutely free. And why this matters is because it gives people dignity again. It's not just a handout, it's actually an experience. You can go and buy something for nothing. For nothing? Ja. Maar gratis. Maar hierso is iets wat vir my nou 'n baie belangrike storie is. Kyk, as jy praat van die staatsdiens, dan praat mense van baie swak diens. Dis die reël. Yep. Maar hier's een groot uitsondering en dis baie goeie nuus. Very good news, baie goeie nuus. So our public hospitals do get a bad rap. When they land up in the news, it's all about the bad things. We've seen it time and time again. But last year, Leslie Davenport, after running the Comrades, became severely ill. He went into kidney failure. They took him to the private hospital because that's what we want to do as South Africans. You want to go to the private hospital. Him and his girlfriend spent over 12,000 Rand in just a couple of hours being in the hospital. They were quoted, I think it was 110,000 Rand for a couple of days, which they just couldn't afford. So they went to the local government hospital. They paid a total amount of 165 Rand, and he got some of the best treatment that his girlfriend took to social media to speak about. His kidney function, which it was failing, I think it went from 2% to, I don't think it's here, 2% to 60%, so he was well looked after, and he spent 18 days in that hospital. And Sarah, his girlfriend, just said it was incredible. It was clean, the doctors were wonderful, the staff were incredible. It's a completely opposite story from what we hear in the news almost on a daily basis. Maar ek het nou nog 'n storie hier, so ons tyd is nou ongelukkig verby, maar ek moet vir julle sê van al die stories hierso, is daai laaste storie van jou die mooiste storie. Dat die staatsdiens kan werk en die staatsdiens kan goeie nuus lewer. Hoekom kan dit nie dwars deur die staatsdiens gebeur nie? It should happen everywhere. That's exactly what we need. Baie dankie die weer 'n keer by ons 'n draai gemaak het en baie dankie dat jy die klem op die goeie nuus stories plaas. Baie dankie Dawie, dis lekker. Lekker om jou te gesels. Terug na Sake Fokus. Ons belê in ons motors, ons huise en ons toekoms. Maar die grootste belegging wat jy ooit sal maak, is die belegging in jou eie gesondheid. Vir byna 30 jaar help Aqua Ozone Global Suid-Afrikaners om hul gesonde leefstyl te ondersteun met ons gevorderde mediese ozonstelsel. Want wanneer jy in jou gesondheid belê, belê jy in elke dag wat nog voorlê. Mediese ozon is 'n geaktiveerde vorm van suurstof. En dit word al langer as 'n eeu in medies gebruik.
Dis ook 'n sterker vorm van suurstof wat die liggaam help om vinniger te herstel. Dit aktiveer jou immuunstelsel, ons haal inflammasie uit die liggaam uit en ons verbeter ook bloedsirkulasie. Dis amper asof jy jou eie liggaam se reset knoppie druk. So jou liggaam kan baie beter funksioneer en veral is dit baie goed ook vir kroniese toestande. Besoek aquaozoneglobal.co.za of kontak 082 447 2541 vir meer inligting. Kobus Toosen is van Aqua Ozone Global, die direkteur daar, en we gaan nou nie vir Mornhuistuin ken nie, so ek gaan jou nie eers voorstel nie, maar baie welkom. Kobus, ons begin by jou. Julle spesialiseer in suurstof of ozonterapie. Wat is dit? Dit is 'n supersuurstof. En die rede kom ons spesialiseer in suurstofterapie of ozonterapie, ek wil 'n praktiese voorbeeld gee. Ja? As jy in 'n groot motorongeluk is, op die toneel, kom ons sê jy veg vir jou lewe, dis 50-50. Die eerste ding wat die paramedikus vir jou gaan gee om jou lewe te probeer red, is suurstof. En die rede daarvoor is, die oomblik as jou liggaam meer suurstof kry of hoë vlakke van suurstof kry, stimuleer dit die immuunstelsel, wat beteken jou liggaam kan homself baie vinniger herstel. Dis dieselfde as jy dink as iemand 'n hartaanval kry of 'n beroertaanval kry. Weerens die eerste ding wat 'n dokter vir jou gaan gee om jou lewe te probeer red, is suurstof. Daar is niks wat vinniger of beter of sterker werk vir jou liggaam as hoë vlakke van suurstof nie. Nou, as hoë vlakke van suurstof Shalien die vermoë het of die krag het om ou se lewe te kan verander vir wanneer jy die nodigste het. Imagine dan ons kan hoë vlakke van suurstof in jou huis inbring terwyl jy stort, terwyl jy bad, selfs in jou slaapkamer. Maar nou ek wil beweeg na jou lang loopbaan, hoë vlak, baie druk. Wat is van die goeie mediese resultate wat jy gekry het met hierdie ozonterapie? Ja, ek dink as jy op 'n sekere vlak op sport kom, dan is rus alleen nie meer goed genoeg nie. Dan het jy ander dinge nodig om jou jou immuunstelsel wat geboost moet word, jou inflammasie wat verminder moet word. En vandat ek die stelsel in my huis het, trek ek net voordele uit. So dis ja, ek blyk dit weer eens om in my huis. Ja, maar Kobus, hy is nou 'n voormalige Springbok, so hy tel nie 'n gewone mens nou wat hierdie stelsel in hulle huis in kry. Watse resultate kan hulle verwag en hoe gebruik 'n mens dit? Shalien, wat dit ongelooflik maak in ons industrie is die verskil wat die stelsel maak in mense se lewens. Die terugvoering, die oproepe, die getuieskrifte waar kliënte sê hoe dit gehelp het vir hulle byvoorbeeld vir pynverligting, beter te slaap, algemene liggaamswakheid, help vir diabetes, artritis. Kroniese toestande en nog vele meer. Ja. Morney, jy gebruik nou hierdie in jou huis, die impak wat dit maak op jou en jou gesin se algehele welstand. Is dit maklik om te gebruik? Hoe prakties is dit? Of het ek 'n graad nodig om die ding aan mekaar? Nee, glad nie. Nee, ek dink rugby was so lank deel van my lewe en my werk gewees, maar jy weet my gesin is my lewe. So om dit in my huis te hê en te sien my vrou, my kinders almal trek voordele aan en soos jy gesê het, dit is so maklik om te gebruik of jy nou in die bad is of in die stort is. As jy op die bank lê en 'n movie kyk, jy weet jy kan op die stelsel gebruik terwyl jy dit doen. So en ek dink laasweek het ons net al die mediese resultate en positiewe goeders gehoor van Dr. Lombardo wat van Italië hierso was en om dit uit sy mond uit te hoor en net te sien die voordele wat dit het, net vir jong mense, nie vir sportmense nie, vir ou mense, vir enigiemand kan dit gebruik. Kobus, baie vinnig die spesiale aanbod wat jy vir kykers het. Ek kan dit net vinnig noem hoe hierdie stelsel ook gebruik is dat jy kan hom oral in die huis gebruik. Ons kliënte love it, die feit dat hy 'n draagbare stelsel is, 'n mediese stelsel en hy werk met 'n afstandbeheer. Soos Morne gesê het, jy kan hom gebruik in jou stort, in jou bad, in jou slaapkamer. Selfs pensionaarsse wat kan hom op hulle matras gebruik of op 'n bank gebruik terwyl jy sommer TV kyk of 'n boek lees. Nou dan moet jy gou die spesiale aanbod sê. Ons normale retailprys is slegs $29,200. Vandag vir die eerste 50 kykers wat belê, kry massiewe R7,200 se afslag. Wat beteken die hele stelsel is slegs $21,999 en dit sluit in die hele stelsel met 'n lewenslange waarborg op die motor en gratis nasionale aflewering. Julle twee baie dankie dat julle kom kuier het. Kobus en Morney, was goed om julle te sien. Baie dankie. Leon stel nou ons nuwe projekbestuurder aan julle bekend en vind uit oor die sakefokus waarin hy werk. By Salt Employee Benefits beskerm ons lede se finansiële toekoms deur pasgemaakte aftreeoplossings wat deur innoverende tegnologie ondersteun word. Kontak ons vir professionele advies oor hoe om 'n sterker finansiële toekoms te bou.
Dis nou my groot voorreg om ons nuwe projekbestuurder aan julle bekend te stel, die man homself, Tiaan van Wyk. Hallo. Hoe gaan jy daar? Vertel net, kyk die mense wil jou leer ken. 'n Bietjie waar kom jy vandaan en so? Ja, ek is in Springs gebore, nommer 1. Jammer om dit te hoor. En 'n Benoni gematrikuleer. En ten spyte van daai terugslag het ek gekry om 'n werk te kry hierso en vir die afgelope 3 jaar was ek al deel van die ontbytsakespan in die digitale kantoor. Ja. Maar hulle was moeg vir my. Dis koppel hom uit. Ja, ek dink Springs en Benoni ook, want dit is 'n lekker plek, man. Maar jy gaan volgende na 'n ander deel van ons land toe. Waar gaan jy heen? Ons gaan 'n Oos-Kaap sake fokus doen, die Swartskaap van die Kaape. Vir my die mooiste deel. En ons gaan daar. Ja. Is daar die Oos-Kaap is vir my ook 'n baie spesiale plek. Is daar iets wat vir jou uitstaan van die Oos-Kaap? Hoekom is dit so spesiaal? Ja, wel op die oomblik is dit waar my vrou bly. Nee, dan moet jy maar gaan. So dis lekker. Ek bly in die Oos-Kaap. Dit is waar my tuiste is. Ons almal moet ergens bly en dis waar ek bly. Dis waar jy jouself, jou domicilium het. Yes. Is daar spesifieke besighede waarop jy wil fokus, Tiaan, of is dit wyd oop? Ja, ek dink die Oos-Kaap is mense weet nie regtig wat daar aangaan nie. Daar's verskriklike goeie besighede in die landbou, vervaardiging. Mense se oë sal uithang as hulle sien wat eintlik daar gebeur. Absoluut. En enige besigheid in die Oos-Kaap wat 'n unieke storie het, sal ek graag mee wil gesels. Want jy is 'n man wat hou van stories. Dis baie lekker om jou by die span te verwelkom en mag jy net sukses en wonderlike tye hier saam met ons sê. Enige besighede in die Oos-Kaap kan natuurlik dan nou vir Tiaan kontak vir uitstekende televisieblootstelling net hier op Ontbytsake. Maar nou eers terug na Corlie. Nou die orzo is nou sag en gereed en nou voeg ek net die baba spinasie by. Jy roer dit net so effens totdat dit verwelk en dan sit jy net so 'n bietjie ekstra suurlemoensap by en ook suurlemoenskil en dan die gerasperde parmesan kaas. Nou indien die mengsel te dik raak, kan jy nog so 'n bietjie aftreksel ook byvoeg. Nou as jy soek na 'n ryk en romerige tekstuur, kan jy vars room ook byvoeg, maar dit is natuurlik opsioneel. Ek wil hierdie net aftrek, ek spank dit brand nou terwyl ek met julle gesels. Nou dis juist hierdie manier van kook wat die gereg so lekker romerig maak. Amper soos 'n risotto, maar baie vinniger en makliker en minder tegnies. Nou al hierdie stappe is nou gedoen. Ek moet net nog so een menggie en al wat oorbly is om dan hierdie salm, jy kan ook forel gebruik of hoender kan jy ook insit. Ek gee nou maar net idees as jy nie salm wou insit nie. Kom ons sit dit terug in die pan. So ek wil net hierdie 'n roer gee. So julle sal sien dit verwelk net so of raak eintlik net so sag. Ons wil dit nie oorkook nie. En dan al wat ek nou gaan doen, ek gaan hierdie salm vat en dit so in die pan sit. En dan net om seker te maak, jy maak die laaste bietjie van die salm of die forel gaar. Ek dink my deksel is hier onder en dan gaan ek dit net vir so 2 minute so toe maak, dan gaan die stoom dit lekker gaar maak. Nou ek gaan die salm nou net so 'n paar minute gee om nog so 'n bietjie dan te stoom en heeltemal deurwarm te word. En dan al wat oorbly is om die een pan gereg te garneer. Nou as ek terug is dit tyd vir opdiening. Leon gesels nou met Frank Rautenbach oor die Kyk Net reeks waarin hy tans speel. Ek het genoeg kos kan nie aan 'n tent slaap. Egte kampervaring, ja. Nee, ek haat kamp. Ek hou van mure, ligte en 'n bed. Had to find a hire car this morning because mine was vandalised. Then we got lost in a field. Jess is regtig jammer. Dis jy my verneder het? Sy is 'n goeie ma. Sy 'n bietjie jaloers. Nee, ek is verloof. Wat was dit? Sê net maar dis 'n luiperd. Jy het dalk die kinders gesien. Ek het net vir 'n oomblik weggekyk. Kan nie vir my sê jy het vir Benji verloor nie. Karen, hoe moes ek deelneem? Ek het nou net met Tiaan gesels en nou is hy ook nou. Hoe mooi is dit? Dis 'n sirkel. Dis 'n groot wat voltooi is van nou. Frank, ek wil hom nou ook net vir jou noem. Ek het toe my jeug nog pril was.
toe ek dan aan die koshuis was een van ons seremonies of een van ons daaglikse aktiwiteite, want kyk, jy het mos baie tyd as 'n student, het ons 7 Laan gekyk. So jy diep spore by my ook geloop. En nou lyk jy nog goed op die ouderdom ook, so dis vir my bietjie, dit maak my so 'n bietjie kwaad en jaloers. Maar nietemin, dit is my lekker om te hê. Van 7 Laan af dwars deur nou tot by 'n nuwe reeks wat en dit lyk vir my baie interessant, beter as gister. Op kyk net. Vertel my net bietjie daarvan. Beter as gister is gaan oor 4 families en daar's 4 uiteenlopende families en daar's 4 paas in hierdie families en dis waar die storie op fokus is van die pa se perspektief. Waarvan jy nou 'n pinpa is, ja, wat 'n sakeman. Ja, ek speel die nice te hou. Uiteraard, hulle kon nie Bernard Creer is nie nice te hou nie. Ja, so dis Niels van Jaarsveld speel ook een van die paas, Marco en dan Edwin van der Walt en dan Elton Landry speel een van die paas. En ek dink wat dit vir my opgewonde maak is, dit gaan oor die paas. Ek sê altyd, as jy 'n interessante braai wil hê, nooi 10 van jou chomme, en dan sit jy nou om die braai en sê, okay, vertel ons van jou pa. Ja. Het gaan 'n baie interessante braai wees. So gaan dit so 'n bietjie oor daai rol van 'n pa ook in die samelewing, of soek dit so 'n bietjie daai tema? Ja, dit gaan oor die rol van 'n pa, maar dit gaan oor die rol van verskillende paas. Jy weet, dis almal is dieselfde pa nie. En ek dink veral my karakter, ja, my karakter is interessant, want is nie 'n maklike verhouding wat hy met sy seun het nie. En ek en my pa self, ek het geskryf oor in my boek The Vagabond, ons het nie 'n maklike verhouding gehad nie. So vir my was dit 'n baie interessante karakter om te explore en uit te beeld, want ek dink, jy weet, ek het al pa en seun aan bygewoon waar ek die spreker is en so aan. Elke keer wat ek al oor gepraat het ek een of ander ou wat miskien 60, selfs 70 jaar oud is, wat nat tranies op my skouer huil, want jy weet, in 60 jaar het hy nog nie gepraat daaroor nie. Sure. Jy weet, so dis nogal, is diep stories. Ek dink die reaksie wat ons kry van kykers ook af is sê, joh, daar's lesse om te leer in hierdie show. Is dit 'n ding, jy noem nou jy pa en seun aan en so, is dit in jou opinie 'n ding wat 'n belangrike rol moet speel? 'n Pa is tog, en ek bedoel, ons kyk na 'n generasie voor ons miskien dan nou, waar hulle was 'n bietjie meer die stil helde waarskynlik geweest, het maar net opgestaan elke dag. Dit is dalk, is dit vandag miskien makliker? Jy weet nou hierdie dinge sien reg oor die land, daai pa-seun verhouding. Dit moet tog 'n bietjie van 'n anker wees in 'n samelewing, is 'n pa, want hy is tog die ruggraat. Ja, ek dink die ding wat moeilik is mans vind dit nog steeds moeilik om te gesels oor goedes wat veral seer maak. Ja. Jy weet, en die ding is, as jy seer gekry het toe jy 2 of 3 jaar oud was, nou is jy 50, 60, 40, 30, en jy's baie confident oor alles. Jy weet, jy het al jou selfvertroue in die wêreld, maar as daai wond daar so geraak word, dan is jy weer 5 van voor af. Dis 'n seentjie. En dan verloor jy al jou confidence as ek goeders. En ek dink daar's 'n sending wat ek gehoor het, 'n psychiatrist het eendag gesê, what you don't repair, you repeat. Ja. As jy nie herstel nie, gaan jy dit herhaal. Ja. Dis nou maar 'n feit soos ek kon. En dit word waarskynlik oorgedra aan 'n volgende generasie ook nie waar nie. Ek onthou my pa toe op skool was in 1958, lang tyd terug. As hy 16 jaar oud, hy's gesê hy moet 'n ouetjie merk op die veld. Nou my pa was jonk in matriek gewees, hy was 16 en die ouetjie was 'n postmatriek gewees, 19, maar hy was 'n groot deurhou gewees. My pa het die tackle gemis, hy 6 geslaan. Tackle weer gemis, nog 6. Hy's nader aan 18 houe geslaan. Yes. En wat ek altyd vir mense sê by die ding is, toe daai ou my pa geslaan het hy my geslaan. Ja. Want toe my pa in daai posisie kom, wel, dis die taal wat hy verstaan het. Sure. What you don't repair, you repeat. Ek het 'n lang pad geloop om daai goeders te verwerk en jy weet, te own. Ja. Maar het ek 'n storie om te vertel en hopelik help ek ander ouens. Ja, en miskien is dit waar vrouens dalk sterker is as ons, want hulle kan oor daai goeders dalk oor die algemeen 'n bietjie makliker praat, maar dit is belangrik dat ons ook daaroor praat. Ja, for sure. En ek dink veral, jy weet, met beter as gister, jy weet, as ek nou kyk tussen die verhouding tussen die Bernard en Reinhard sy seun, jy weet, hulle praat verby mekaar. So ek wil jou tog vra, want jy speel ook saam met 'n klomp jong talente in hierdie, en ek het verlede week vir Anna Martie selfe gevra, as jy kyk na die jonger generasie van akteurs, jy weet nou nog die voorreg het om saam met hulle in hierdie nuwe generasie, dink jy die filmbedryf in Suid-Afrika en daai tipe wêreld waarin jy jouself bevind, is dit gesond, is dit op 'n goeie plek, beweeg dit op 'n goeie manier vorentoe?
Ek dink so. Ek meen jy weet vir al die uitdagings wat ons het. Jy weet dis 'n baie moeilike industrie. Ons het nou nie tyd om daaraan te gaan hoekom dit moeilik is nie, maar dit is 'n moeilike industrie. Vir al die uitdagings wat ons het, is daar nog steeds hierdie kreatiewe mense wat bloed en sweet gee om amazing stories te vertel. En vir al die jong akteurs, ek moet sê Sebastian van die Kerk wat my seun speel in hierdie storie. Ek raak sommer tranerig as ek aan hom dink, want hy's so 'n beautiful kind en hy het so amazing talent. En hy het soveel gegee, jy weet, so vir my dit is net amazing saam met hom. Lekker om dit te sien. Frank, is my baie lekker met jou te gesels. Ek gaan jou oorgee aan daai ou. Lekker. Maar wag nou eers, Frank is ook te sien in 'n nuwe Dion Meyer reeks wat in Oktober begin. Ons kyk nou eers dan lus maak daarvan. Ek gaan jou nog glad nie oorgee daarmee ek wil nog vir jou 'n paar ander goed vra. Dan gesels ek nou juist met hom hier oor. Ai wie hy. Onsigbaar. Dit lyk stout. Ek bedoel dis Dion Meyer, Invisible. Vertel ons bietjie meer net vir die wat nou nog hierdie boek gelees het, hier sommer net bietjie oor Invisible. Ja, Invisible dis gebaseer op Blood Safari, soos ek dit reg verstaan. En Tim Tron speel een van die hoofrolle saam met Abby Cornish wat jy weet uit Amerika het en Doug Ray Scott. Ek speel Abby Cornish se broer in die storie. Okay. Dis 'n amazing hoe dan 'n tipe storie, jy weet, baie intriges en so aan. My karakter kom 'n bietjie later in die storie in, maar hy maak sy verskyning in die eerste episode maar net as 'n stem. En dis wat Abby se storie heeltemal trigger en sy kom Suid-Afrika toe. Yes. En dan is Tim se karakter die ou wat haar help om hierdie broer te gaan opspoor en eventually te kry. Maar soos die storie ontvou, ek dink is oor 6 episodes. Vind jy elke episode nog 'n stukkie van die legkaart wat die storie meer jy weet duidelikheid gee. Soos 'n classic Dion Meyer boek. Ek bedoel wat kan hom neersit. Ja. Nee, en ek glo die reeks sal dieselfde tipe van reaksie hê. Ja. Jy en Charlene het nou vinnig ook oor gesels. Daar's nog steeds rolle wat op Amerikaanse bodem gebeur. Is daar iets nou in die pipeline of is daar iets waarmee jy tans besig is wat states related Amerikaans FSA gebaseer? Die states related ding is Invisible want ITV Studios in Engeland is die mense wat die ding gecommission het en hulle gaan dit jy weet reg oor die wêreld distribute. Maar die interessante is Summertide, die show wat ons gemaak het vir Mnet. Ja. Dis verkoop aan Icon TV en hulle is 'n distributeur en hulle het dit versprei in Amerika en dis nou te sien op Hulu ook in Amerika. En wat gebeur het is so 'n paar maande gelede kry ek 'n oproep uit Amerika uit wat sê luister ons sing hierdie show in Amerika, ons love it. Jy speel die hoofrol en ons sing jy het nie jy weet representatives in Amerika nie en so toe reik hulle uit en nou het ek weer jy weet verteenwoordiging in Amerika. So ja, ek's baie excited daaroor en ons sien wat gebeur. Vertel my van Angel in the Rubble. Angel in the Rubble. O ja, ek het heeltemal vergeet daarvan. Dis 'n movie oor 9/11. Ja, en waar die movie basis gaan is die laaste persoon, een van die enigste mense wat gered is uit daai 9/11 uit. Wow. Ja, so ja, ek speel 'n polisieman of jy weet ou met 'n K9 met 'n hond en dis my hond wat hierdie persoon vind, ja. So I had to go back to my American accent. It was real easy, so no problem there. Sommer net so. Right on. Daai ja, is my hond, ja, Tracker. 'n Tracker. Om daar en ek het die voorreg gehad om ook daar kort na 9/11 daar te wees en daai hele die gevoel daar bly maar en ek bedoel nog jare daarna. Dit bly maar vir die Amerikaners se groot ding en dit is ook reg so want dit was natuurlik 'n groot gebeurtenis. Ek wil jou vra, die hele bedryf in Amerika, natuurlik is die filmbedryf, dit is die bastion van die filmbedryf. Dit is natuurlik LA en daai. Maar in terme van kom ons noem dit werksetiek, talent, die dinge wat dalk regtig saak maak vir 'n akteur. Enigiemand lyk dit dieselfde. Hier, soos jy nou genoem het, jy gaan vir audisies in weet afhangende hoe jou dag lyk. Jy moet nog steeds elke dag daai ure insit. Is die beginsel bly tog sekerlik dieselfde? Is dit dalk net die skaal wat verskil? Ja, die skaal wat verskil for sure. Jy weet soos ek sê altyd die voorbeeld wat ek gebruik is in Amerika as jy op die internet gaan en jy sê ek soek 'n Ford Explorer silwer 2010 model.
dan gaan daar 500 oppap, hulle gaan almal dieselfde lyk, hulle gaan almal dieselfde prys wees. Ja. Nou wat sien gaan jy koop? Oor die een wat jy ken die oom van daai ou wat daai ou ken. Dis die een wat jy gaan koop. Nou as 'n akteur, hoe onderskei jy jouself van die ander mense? Want almal het 'n look, almal het 'n talent, right? Maar nie almal het 'n stem nie. Die manier jy jou stem kry as 'n kunstenaar, is jy gaan betaal 'n prys, jy gaan loop 'n pad. Jy gaan lewe 'n bietjie. En as jy terugkom met jy iets om te sê. Sure. Iets uniek om te sê. En stem dit is metafories nou. Exactly. En dit is exactly. En dit is wat jou onderskei tussen die ander mense, want jy dink, ek sê altyd, hoekom is 'n komediant snaaks? Want hy vertel jou 'n storie van iets wat jy baie goed ken, soos ete om die tafel. Maar hy doen dit van 'n angle af wat jy nog nooit gesien het nie. Wow. Of wat jy nog nooit consider het nie. En dis dieselfde ding met 'n akteur, jy weet, jy kry daai skrip, almal kry dieselfde skrip, maar nie almal kan terugkom met daai selfde woorde vir die persoon gee nie, want dis hulle werk. Ja. Maar wat is jou werk? Jou werk is om daai woorde te vat en vir hulle op 'n manier te sê wat hulle nog nie aan gedink het nie. En dit is bloody harde werk. Dis al wat dit vat en dit lewe ervaring. Jy weet, gaan lewe 'n bietjie. Is jy natuurlik is jy 'n ander akteur, want is dit vanweë jou lewenservaring? Is dit vanweë die lewe wat jy geleef het tot nou toe wat jy vandag daai andersheid kan bring? Daai en natuurlik is daar 'n verhoudingselement ook altyd in hierdie mix. Ja, ek dink die manier, jy weet, toe ek jonger was, het dit gegaan oor, jy weet, wil jy famous wees en hou mense van wat ek doen en daai tipe ding. Nou is dit nie meer dit nie. Nou is dit meer ek dink aan die gehoor en ek dink aan hoe voel hulle as jy hierna kyk. Mors ek hulle tyd. Sure. Jy dink meer aan ander mense as wat jy jouself dink. Jy weet jy het 'n talent, maar waarvoor is daai talent? Is dit om jou te vereer of is dit om daai mense bang vir hulle bak te gee? Wow. En dit maak 'n massive verskil in die manier hoe jy speel. Jy weet, en dieselfde met die ander akteur op stel, jy weet, hoe dien ek hom of haar? Wow. Jy weet, as ek opdag op jy weet, jy moet nie jou woorde ken nie. Of course moet jy jou woorde ken. En nie net jou woorde. Dis die basiese goedjie. Ja, dis die basic goed. As jy moet 'n performance bring, jy moet vir hulle iets doen wat 'n performance uit hulle uittrek. Ja. Verstaan jy? En dan obviously gaan almal happy wees op daai stadium. Ja. Hierdie keer gaan ek jou regtig los vir Dawie. Dit is my baie lekker met jou te gesels, maar ons gaan nog eet en al daai dinge so hang jy maar nou nog 'n bietjie rond. Ontbyt Sake is beskikbaar op vele sosiale media platforms, onder andere Facebook, Instagram, TikTok en LinkedIn. Volg ons gerus en laat hoor van julle. Toe, let op. Ek luister. Welkom by Kuiersake. Dit is lekker om saam met julle op ons sosiale media platforms te kuier. As jy nog nie op Facebook of Instagram, TikTok of YouTube volg nie, doen dit sommer nou en stuur vir ons 'n boodskap. Kyk, en Dawie is so aktief op die sosiale media. Dit is vir my so lekker om te sien. Hy antwoord baie van daai goed self. Ons deel allerlei inhoude daar van prettig en laf tot bietjie meer ernstig en saaklik. En so gepraat van saaklik. Ons het julle al vertel van ons bitter lekker Smaak My podcast wat natuurlik ook op ons YouTube kanaal te sien is. Gaan kyk gerus die video met Dr. Judy en Divan Botha want hulle deel waardevolle wenke oor wat dit verg om 'n entrepreneur te wees. Ja, dis nie maklik nie, kan ek vir jou sê. En dis ook nie maklik om viool te speel nie, kan ek vir jou sê. Nie maklik om jou te werk. Onthou ook, ons volledige programme word op 'n donderdag net na die uitsending op YouTube gelaai. So as jy dit misgeloop het op Kyknet of Kyknet en Kie, jy kan ook ons verskillende segmente daar gaan na kyk. Dit is nou soos weersake, landbousake, leefstylsake, finansiële sake, ekonomiese sake, korreliese smilsake, nuussake, kuiersake, sake, daar's alles is daar gelaai vir jou gerief. Teken sommer in op ons kanaal om herinner te word wanneer daar iets nuuts is. Charlene vind nou meer uit oor vanjaar se Kyknet Silverskermfees en dis net hierna. 'n Naam is nooit net 'n naam nie. 'n Naam, 'n reputasie word gemeet nie aan wat dit sê nie, maar aan wat dit doen. Beskerm jou besittings en verseker jou finansiële toekoms. Kontak ons. Sjaal van der Merwe is die hoof van Premium Inhoud. Baie welkom in die ateljee. Dis weer seker tyd. Ja. Yes. Mense sê altyd dis ons Oscars, maar ek dink is beter. Dink jy nie so nie? Definitief. Hoe beplan julle die inhoud vir die Silverskermfees sodat dit relevant bly vir die industrie, maar ook vir plaaslike gehore? Ek dink die fees is eintlik een van die stappe wat ons in daai proses volg. Dit is 'n lekker platform wat ons geskep het waar jy al die ons net kan weier oopgooi. Ja. Waar ons kan enigiets, ons kyk na wat die industrie uitbring en ons oorweeg goed wat ons nie gewoonlik sou oorweeg vir die uitsaai. So watse tipe
stemme of wat is 'n tipe talent sien 'n mens gevestig, nuut en hoe maak julle ruimte, want dit is 'n ding wat my altyd interesseer, hoe julle dit regkry om daai ruimte te skep sodat nuwe talent die lig kan sien. Ja, ek dink die fees het sy verskeie kategorieë, soos jy gesê het, gevestigde filmmakers gee ons vir mense wat nou al reeds iets gemaak het vir kyknet geleentheid om ook in die kortfilmformaat, maar die groot belangrike deel van die hele inisiatief is eintlik om vir jong en nuwe talent, mense wat nog nooit inhoud gemaak het, 'n kans te gee om deur die hele proses te gaan, alles van waar jy met die idee opkom tot aan die einde wat dit afgelewer word en dit na half die proses van hoe ons wat jy regtig in produksie volg, né? Ja. Nou julle het ook altyd werkswinkels en meestersklasse. Ja. Wat is die fokus vir jaar? So hierdie jaar het ons verskeidenheid weer. Daar's soos 'n klomp werkswinkels, paneelgesprekke, meesterklasse. Ons fokus, ons begin ten minste met die kyk na kortfilm as 'n formaat en hoe dit kan gebruik word deur die filmmakers in hulle loopbane en wat jy alles kan doen, omdat dit so uniek anders sit as TV-inhoud of vollengte films. En ons het 'n lekker werkswinkel wat Sony met die kinematografie werkswinkel wat die ons van Sony aanbied en ons gaan 'n lekker paneelgesprek byvoorbeeld hê oor kunsmatige intelligensie en wat die impak op dit ons industrie kan wees. So nie almal wat na die fees toe kom is noodwendig filmmakers of stel belang in hierdie bedryf nie, vir gewone feesgangers. Wat is daar nog waarna hulle kan uitsien? Ja, en ek dink dis iets wat baie opwindend is hierdie jaar, is ons brei bietjie die ervaring van die fees uit. Dit is daar vir mense wat wil kom inhoud kyk en geniet, maar ook daar gaan 'n spesiale geleenthede en aktiverings om omtrent elke een van die inhoudstukke by die fees wees. Alles van boekbekendstelling vir Silas en die ysbeer, daarso gaan ook boerewors en biere wees vir ons dit gaan 'n volstalletjie wees. Ja. En so die idee is net om die gehoor kans te gee om hulle self eintlik bietjie meer in die wêreld van daardie films te immerse is half die. Fantasties, dit klink vir my na 'n wonderlike ervaring. Dankie dat julle dit skep. Dankie dat jy hier was vanoggend. Nou oor na finansiële sake en Dawie gesels met die mense van Comfy Foods, 'n kliënt van King Price. En die manne van Comfy Food is Renier Bouwer, hy is die bestuurende direkteur, en Stanley Skooman, operasionele hoof. Meneer, goeiemôre. Môre. Baie welkom. Renier, Comfy Food, ontstaan, waar fokus julle, vertel vir ons? Dawie, ons het so 'n jaar terug het ons 'n gaping in die mark gesien vir geriefs en gemaakskos. Soos die Engelsman sê, comfort food, en van daar af is Comfy Foods gebore. So ons lewer produkte in 3 formate, gevriesde produkte wat jy later in die week of in die maand kan voorberei. Produkte wat klaar gaar is wat jy dadelik kan eet, soos 'n lekker warm pastei, en dan produkte wat verkoel is wat jy later as jy in die aand by die huis kom of môreoggend gou vir die kinders wil warm maak. So ons glo ons is die droom van elke huisvrou, elke student of enkellopende waar ons hierdie lekker produkte vir op 'n gerieflike basis kan lewer. Jy's nou verantwoordelik vir die produkte afdeling. Dis reg, ja. So vertel my van daai produkte. Wat is daai goed wat ek alles by jou kan? Ja, soos Renier nou genoem het, jy weet, ons konsentreer op daai 3 soorte en dit is bloot om vir die gebruiker daar buitekant dit so maklik en gerieflik te maak as moontlik. So as dit kom by ons warmkosse, spesialiseer ons in 'n baie groot reeks vleispastye wat ons daagliks vars bak. Ons doen die lekkerste diepgebraaide hoender en dan aartappelskyfies. So dis meer vir jou lunchtyd ouens wat nou honger is, jy weet, en dan kan hulle hom geniet. En dan soos Renier nou gesê, die gevriesde produk doen ons 'n groot verskeidenheid gekrummelde hoender wat ons doen en wat die kinders baie voor lief is. En dan doen ons ook 'n reeks ribbietjies, dis net 'n paar om te noem. En dan ons spesialiseer eintlik dan in ons stone bake pizzas wat jy kan of gevries koop by ons en dit later by die huis kan gaan gaar maak, of jy kan hom vir ons vra en dan maak ons hom sommer vir jou in die winkel gaar. En dan het ons so ietsie vir die soettand ook. Ons kyk vir die soettande ook. Ons het 'n lekker reeks puddings en dan dan het ons verkoelde produkte ook.
Net vanaf vir jou vra, wat is daai een produk nou wat jy nie by mag verbyloop nie? So daarby ons het 300 produkte, maar dit wat jy nie kan verbyloop nie is ons pastytjies. Ons verkoop ons pastytjies vir R19 en ons glo is die beste in Suid-Afrika. Ons gekrummelde produk is baie lekker en dan ons maak ook platters vir mense. Daar's platters wat voor die tyd reeds gemaak word en dan is daar platters wat ons op aanvraag vir die mense maak. Versekering, korttermynversekering is baie belangrik vir julle. Julle is by King Price. Hoekom gaan jy vir King Price aanbeveel? Daarby ons produkte is maar sensitief vir temperatuurskommeling en daar dinge al fout gegaan. So ons het gesoek en gekry in King Price 'n versekeringsvernoot wat ons besigheid verstaan en as daar probleme is dit regmaak vir ons. So ons is gelukkig, die man het altyd as daar fout gaan en hy het al fout gegaan, dan spring die manne in en hulle help ons. En King Price is die ouens wat jou help daarmee? Ja, hulle het ons nog nie teleurgestel nie. So, okay, manne, ek moet vir julle sê, né, dit klink vir my baie lekker om daar by julle 'n draai te kom maak. So ek dink julle vul 'n baie belangrike nis in die mark en dankie dat julle vanoggend hier by ons 'n draai kom maak het. En dis Renier Bouwer, bestuurende direkteur en Stanley Skooman, operasionele hoof van Comfy Food. Dankie dat julle by ons draai kom maak. Onthou, koop nou jou kaartjies vir die ontbytsake toekennings. Dit gaan 'n skouspel wees. Dit kan ek vir julle sê. Kom ons kyk daarna weer en dan se weer terug na Sake Fokus. Die glans, die prestige, alles in die Sunbet Arena op 10 September. Die ontbytsake toekennings 2026 met internasionale kunstenaar Lauren Allred, die stem van Never Enough, 'n rooi tapijt toekenningsaand saam met Sake Elite, ook met optredes deur Elvis Blue, Darren Lam, Elandrey en Elmay Chur. Kaartjies is beskikbaar vanaf 1 Mei by tixa.co.za en ontbytsake se kaartjieskamer. Bad Birdie. Verskrik enige voël. Christo Strydom is die stigter en eienaar van CSN en vandag het hy vir ons 'n baie belangrike, baie bekende gas gebring. Dis lekker om jou hier te sien. Praat jy? Met CSN, hè? Ja. Christo, wat gaan julle met hom doen? Of wat het julle met hom gedoen? Kyk, ek wil hom vir jou sê, nee, 8 jaar gelede en verder terug, sal die kykers onthou, was hier 'n man wat genoem was die Vet Budgie. Nee. En toe, okay, in 2 maande se tyd, het ons nou van hierdie Vet Budgie toe nou 'n markraai gemaak. En nou is dit dat hy vir 8 jaar al volhoubaar kwaliteit lewe gelewe het en ek sien dit nou so, jy weet, hy gaan die hele wêreld vol. As jy hoor is hy hier in IJsland en dan in Noorwe en dan in Swede. Maar hy gaan nie Mosselbaai toe nie. Maar daarom wil ek hom nou maar eintlik sê, ek dink hy is nou eintlik meer, ons moet nou praat van die wit borskraai. Okay. Maar Willem, nou net gou baie ernstig, wat is die impak, as jy ernstig kan wees, van CSN op jou lewe en op jou gesondheid? Ja. Want kyk, jy pronk altyd met baie mooi baadjies, maar jy pronk nou met nuwe vere, is dit so gesond? Ja, ek bly so by die voorragigheid. Luister, die aanvanklik so die 8 jaar terug, het ek en Christo begin gesels en primêr dit was so gewees, Willem verloor 'n bietjie gewig, maar dit het gegaan oor diabetes, gaan oor suikersiekte. Ek is gediagnoseer met suikersiekte omtrent 15 jaar terug en dit is 'n moeilike ding, want wat jy doen is heeldag en aldag spuit jy met klomp insuline in. So kom ek verduidelik jou. Hierdie een begin jy 3 maal 'n dag, oggend, middag en aand. En as hy nie lekker werk nie, dan gebruik jy sommer hierdie een 3 maal 'n dag. Dan het jy 2 maal 'n dag moet jy hierdie ene inspuit. En dan op Sondag sommer vir die span spuit jy nog 'n ekstra insuline in. Nou diabetes is dis nie 'n lekker ding nie. Dis nie 'n lekker siekte nie. Jy weet dit is soos basies om 'n haanslam so stadig aan te slag. Want nou verloor hy 'n twintjie, dan 'n voetjie, dan die beentjie onder. Jy dink jy verloor gewig, maar dit is nie. Hulle sny dele af. So ek gesels met Christo daar, hy sê hy het 'n manier hoe ons dit kan doen. En daai manier het hy in 3 botteltjies vervat. Baie eenvoudig. Hierdie goed ons begin het, was hierdie goed in bottelvorm, want ons het hierdie groentesop gedrink. So hierdie is groentesop, is nou in kapsules, baie makliker. So hierdie is waar jy begin, hy maak jou vol, hy maak jou versadig. Hierdie goed
Hierdie goed gee vir jou energie. Dis daai groen masjiene. Weet jy moet hom ook nie te laat in die middag drink nie, want dan by pappa wakker. Jy weet dit is amper soos 'n aspergefas poestertjie. Okay. So jy moet versigtig wees met hom. Maar hy gee vir jou al die vitamiene, hy gee vir jou energie wat ou baie keer verloor of as jy as ou nou gaan om gewig te verloor. En hierdie ouetjie, dis nou jou ello, hy hou jou gereeld. My ouma het altyd gesê, die magie moet loop, die magie moet loop. Right. So dis die 3, dis die basis. En saam met hierdie ding het jy 'n eetplan. Ja. En dis wat die uniekheid maak. So, toe ek by Christel aangekom het, ons begin met hierdie 3 botteltjies, met die eetplan, en so het hy stelselmatig eers van daai een, en toe van daai een, en toe van daai een, en toe van daai een ontslaag geraak. Jy weet, en dis die lekker ding. Jy spuit nie meer insulien nie, daai storie wat hulle vertel, hierdie ding werk vir diabetes, en intussen verloor ou 'n bietjie gewig. Nou, my vrou hou my so effens oorgewig, dat ek net nie te aantreklik is vir ander vrouens nie, maar hierdie goed werk. Probeer dit net. Christo, jy hoef niks ooit weer te sê nie. Ons moet ook maar, want hierdie is die beste verkoopsagent wat jy ooit in jou hele lewe vir CSN gaan hê. Baie dankie dat jy vandag kom kuier het. Onthou van Tian se opkomende fokus. Hier is 'n herinnering en daarna maak Corlie vir ons die kos klaar. Ontbytsake projekbestuurder Tian van Wyk doen 'n sakefokus in die Oos-Kaap en hy nooi alle groot nywerhede, kleiner ondernemings en toerismebedrywighede vandaar om hom te skakel vir 'n uitstekende bemarkingsgeleentheid. Dit word op 10 Oktober uitgesaai. Sjoe, Christo, ek jammer, maar ek hou nog steeds van kos, maar daai was 'n goeie sales speech. Nou, jy garneer die gereg met vars petersilie, nog 'n bietjie vars gemaalde swartpeper en as jy van 'n bietjie hitte hou, 'n knippie brandrussie vlokkies en ook sommer ekstra skaafsels parmesan as jy wil. Nou, ek het wel die salm bietjie uitgehaal want ek wou net dit in individuele bordjies vir julle skep. Maar julle het vroeër gesien hoe mooi lyk daai een skottel gereg. Nou my laaste wenk is om die salm nie te lank gaar te maak nie. Haal dit net betyds uit die pan uit en laat dit eers dan aan die einde terugkom. So bly dit sappig en sag terwyl die orsou al daai heerlike geure absorbeer. Nou kom ons dien mooi op. En jy sal sien, kyk, al my vog is weg en nou is dit net al die heerlike geure wat agtergebly het. So nou sit ons net so 2 stukkies van die salm bo-op. Nog so 'n bietjie vars petersilie vir die groenerigheid. Hierso is my brandrussie vlokkies, net so knippie en dan so 'n bietjie vars suurlemoensest. Daar sy. Nou hierdie is werklik een van daardie resepte wat min moeite verg, min skottelgoed maak en altyd indrukwekkend op die tafel lyk. Die resep is beskikbaar op ons Ontbytsake se webblad, so probeer dit gerus. Dankie dat jy elke week saam met my kook. Geniet hierdie heerlike eenpan salm met suurlemoen orsou. Sien jou volgende week weer in hierdie bitterlekker kombuis. Nou, dis nou tyd vir bitterlekker top 3 musieksegment en Leon en Selonia vertel julle wie die Julie wenner is. Dis tyd vir ons bitterlekker top 3 musieksegment. Nou 2 weke terug het ons 6 enkelsnitte van onafhanklike kunstenaars of eerder kunstenaars aan julle bekend gestel en jy kon natuurlik vir jou gunsteling gaan stem. Selonia, hi. Goeiemôre liewe Love Leon. Vandag maak ons die top 3 bekend en natuurlik die Julie wenner van die bitterlekker top 3. Inderdaad, so in alfabetiese volgorde. Hier volg Julie se top 3 benoemings. Eerstens Emmy se lied Wat gaan gebeur en dit handel oor daardie wat as oomblikke in die lewe. Dan tweedens Vanus Pinaar se sang Vat haar bietjie plaas toe, 'n vrolike Afrikaanse country pop rock liedjie met hope sokkie energie. En dan laastens die liedjie van Shawn Miles, Onthou jy nog? Nee, dis die liedjie se naam. Die lied gaan oor daai nostalgiese tye waaroor 'n mens kan terugdink in jou kinderdae en onthou hoe dit gevoel het om kind te wees. Leon, was jy 'n stoute kind? Nee, maar ek het so 'n bietjie stouter geraak met die jare. En die wenner vir Julie is Shawn Miles met Onthou jy nog? Ons luister gou 'n stukkie daarvan, dan gesels ons met hom hier in die ateljee. Wanneer laas het jy
op gaan sit en speel. Wanneer laas het jy gemaak asof jy iemand anders is? Sommer net, onthou jy nog die dag toe jy die laaste keer geswaai het? Of in die pakkie saam met jou maas gespeel het? Toe ek nog 'n kind kon wees, onthou jy? Onthou jy, onthou jy, Jo, dis 'n lekker een. Dankie. Baie geluk Sean en welkom weer by ons. Dankie. Baie geluk. Jy's 'n kragyser en ek is mal oor jou liedjie. Maar jy is ook 'n skoolhoof. Ek is, ja. So ek hoop jou leerders is besig om te kyk. Ek hoop ook so. Ewe skielik voel ek moet so 'n bietjie meer op my plek wees. Maar aandag en op jou plek. Nee, goed meneer, ek sal. Vertel ons waar het jou liefde van musiek vandaan gekom? Ek het begin sing in 2004 in 'n talentkompetisie by die skool en ja, just never stepped off stage van daar af. So hier sit ons 'n paar jaar later en ons doen nog steeds waarvoor ek lief is. Wow. Okay, en jy skryf jou eie musiek, né? Nee? So vertel my 'n bietjie van die liedjie. So die sang Onthou jy nog het ontstaan eintlik, soos julle weet ek is 'n skoolhoof en nee, vertel hulle nie geweet het nie. Ek het eintlik so gestaan en gekyk hoe die kinders op die klim-en-klouters rondspeel by die skool, jy weet, en ek het begin aan myself dink, jessie, wanneer laas het ek eintlik op 'n klim-en-klouter geklim? En wanneer laas het jy in 'n boom geklim en allerlei tipe goed. So al daai thoughts begin terugkom in jou kop en ek het besluit ek gaan 'n nostalgiese song skryf oor hoe dit moet voel om weer jonk te wees as jy terug moes dink. Ek het groot geword in die 2000s toe punk rock hektiek, jy weet, in was, Blink-182, daai bands, en besluit ek wil die genre punk rock sang maak, net om so 'n bietjie meer, jy weet, 'n testimony te our past en our youth maak. En ja, toe ontstaan, onthou jy nog, soos wat hy nou vandag staan. Ja. Ja. Cool. Ek dink dit werk besonder goed. Dit het my so 'n bietjie teruggevat met daai Blink-182 klanke. Is jy 'n punk rocker, Selena? Ag, definitief. Definitief. Kan jy nog al sien met blomme in jou hare? Ek het altyd die neusringe gehad, dis 'n probleem. Hoorie, vertel ons, is daar nog musiek wat uitkom? What are you working on? Daar is definitief nog songs op pad. Die volgende song wat ek gaan doen is 'n song wat ek geskryf het oor my siel wat uit my liggaam uitkom en met myself praat in my slaap. So ek hou daarvan. Bietjie op 'n metavlak. Esoteries, ek hou baie daarvan. Baie geluk en ja, weer eens ek hoop jou loopbaan loop so stroop vorentoe. Moenie te kwaai wees met die kinders nie. Ek gaan probeer. Sê dit maar net namens hulle. Thanks. Nou Hulle gaan van jou. Is nou oor na Dawie en Frank Rautenbach, ons gas vandag. Uiteindelik my beurte moet ons gaste gesels. Weet jy, ek meen, dan kry al minder en minder beurte met die hulle werk my so geleidelik uit hierso. Werk jy uit? Hulle werk my uit hierso. Ek wil tog met jou gesels oor jou vrou. Hoe lank is julle nou getroud? Net so oor die 30 jaar, ja. 30.000 jaar sê jy. Ja, 30.000 jaar. Ja, ons het 'n hele paar myle op die klok, ja. Wat maak sy? Wat doen sy? My vrou het begin in advertensiewêreld. Sy was by Saatchi & Saatchi en sy het lank gewerk by Reader's Digest. Maar sy is een van daai mense wat enige probleem kan oplos. Op die oomblik consult sy vir companies oor hulle bemarking, sy consult hulle websites, al sulke goed. Dus jy kan sien ek is lucky. Ek weet nie hoe kry sy het 'n bet verloor en ek was die prys. So dit is hoe dit gebeur. So wat dan moet tog 30 as jy nou 30 jaar getroud is dan moet tog 'n geheim wees. Wat is die geheim vir daai? Well, soos Jeff Foxworthy gesê het, the secret to a long marriage is don't die and don't leave. Even for the rest you just got to figure it out. Ja. Nee, ek dink die ding wat jy later aanleer is ja, ag maar just call a spade. Ek dink wanneer jy trou is dis 'n oefening in hoe om nie selfsugtig te wees nie. Dis basies, jy weet, ek dink wat ek geleer het oor die 30 jaar van trou is hoe om minder selfsugtig te wees en uit te kyk van 'n persoon. As hulle daai selfde dans doen met jou, is daar iets wat kom wat mense noem liefde en dis 'n liefde wat 'n keuse is. Dis nie so seer gevoel nie. Ja. Gevoelens kom na dit. So jy het ook uiteindelik geleer om onderdanig te wees. Dit is ook 'n baie belangrike. Exactly. Ek het geleer ek is die kop, maar sy is die nek. Jy weet soos hulle gesê het in my Big Fat Greek Wedding. Sy draai die kop waar sy wil gaan, ja. Ek wil jou gesels oor jou boek. Jy het nou verwys vanaand na jou boek. Ja, die boek se naam is The Vagabond, Is Your Life Worth Living? Dis 'n boek is 'n memoir.
En die naam The Vagabond is die naam van 'n yacht wat ek op verlore was, 'n seiljag. Toe ek 17 jaar oud was, vir 3 dae saam met 2 chomme. 2 massiewe storms. Ek het in ons Londen groot geword. So dit gebeur tussen ons Londen en Port Alfred. Was ons gone vir 3 dae. En het ons op die Sondag gekry, ons is weg op die Vrydag. 2 massiewe storms, glad nie, dit was 'n mooi dag geweest toe ons gegaan het en ja, jy weet, dis wat gebeur het, maar die ding wat mense sal uitvind in die boek is op dieselfde tyd my pa het 'n hartaanval gehad. Hy was 48 daai stadium, ek was 17. En jy weet, hy was in 'n hospitaal gewees in Bloemfontein en ek het nooit vir my ouers gesê nie. 26 jaar later het ek uitgevind die oom wat die kaptein was van die boot was 'n onderwyser geweest wat convicted pedofiel was. Hy moes nooit minors op die boot saam gehad het nie. So die idee van die boek is baie keer doen jy stupid goeters en dan kom storms in jou lewe in. Maar daai storms, die goed wat jy so haat, is presies die ding wat jou beskerm van die grootste storm wat in jou boot is wat jy nie eens van weet nie. Want dis al wat daai oom probeer doen, dit is om die boot te red. En dit is hoekom hulle jou baie keer vra om hierdie motiveringstoesprake te hou. Reeds daar's 'n staaltjie want ek dink dieselfde ding het gebeur toe ek in Los Angeles gewoon het. Ek was ook in 'n spul storms daar, maar daar was 'n groter gevaar in my eie hart as wat daar was in die storms wat om my is. Wat baie keer vinnige ding. Paulus sê altyd hy bid altyd dat jy God se liefde moet ken. Hy bid nie dat jou circumstances moet verander nie. Dankie dat jy vandag by ons 'n draai gemaak. Dink daaraan. Baie lekker dat jy by ons 'n draai gemaak het. Kyk hoe lekker se kos, no? Hoorie, dit was baie lekker. En ons stuur hier hom weg met 'n ou ietsie van Pikkenierskloof, 'n grenache. Ja. Dis baie lekker. Ja, nee, en dan ook nou 'n leersakkie van ons vriende by Boot and Rally en dan altyd belangrik is jou bekertjie. Koffie. Jy jou koffietjie en dink net aan ons. Nee, ek as jy nou daar in die States rondwandel, nie die Free States nie, die States. Die Free States. Die Free States. Maar die Parys. Die Paris. Luister, ek wil net vir sê cheers. Gesondheid. Dankie dat jy hier was. Cheers julle. Baie dankie. Ons is George staan nie. George was ek wifi jou met George. Ja, maar om te onderbreek is ons gas die politieke kommentator Professor William Gumede, dis net vir jou. Hoorie, ek kan nie wag. En ons vind uit wat sy gevoel is oor die komende verkiesing. Baie dankie, nou kan jy praat. Dit gaan so lekker wees, nou ek kan nie wag vir nie. Sluk jou kos. Nee, dit gaan pragtig. Hey, ek is sy grootste fan, sê ek vir jou. Wragtig. Dis opgewonde. En hy daar het dit vir my ook gesê, nee, hy's my grootste fan. Was hy nigter? Nog nie, nee, hy het nie op kamera gesê. Hy het nog nie. Ja, ek voel op van my stoel. Ons gaan net huis toe. Bye.